Welkom. Vandag delf ons in iets wat met die eerste oogopslag regtig eenvoudig lyk. 'n Enkele Pilates oefening. Ja, presies. Die bronmateriaal wat jy vir ons gestuur het, is 'n diepgaande onderhoud met die instrukteur Caroline Berger de Feminier. En die onderwerp Vir die footwork. juis, die footwork in die tweede parallelle posisie op die reformer. Nou ons missie vandag is om uit te pleis hoekom sy hierdie oogskynlik basiese beweging beskryf as 'n ware laboratorium vir die begrip van die liggaam. Dit is so 'n fascinerende manier om dit te stel, want dit word so dikwels afgemaak as net 'n opwarmingsoefening. Iets wat jy gou-gou doen. Ja, om deur dit te kom. Presies. Maar soos die bron uitwys, is dit een van die rykste plekke om die globale funksionering van die liggaam te verstaan. Ons gaan ondersoek en stel nou hoe hierdie een posisie die voete, heupe, die kernspiere. En selfs die brein. Selfs die brein op 'n heeltemal unieke manier op die proef stel. Goed, kom ons pak dit uit. Hoekom is hierdie spesifieke parallelle posisie so fundamentaal? Dit klink wel normaal. En dis presies die punt. Volgens die onderhoud dwing hierdie posisie die liggaam terug na wat sy noem 'n primêre organisasie. 'n Fabrieksinstelling amper. Presies daai. Dit stroop al die kunsmatigheid weg. Dink daaraan, in sport of dans of selfs net in hoe ons loop, ontwikkel ons almal gewoontes. Baie mense draai al voete so effens na buite. Die eendvoeting, ja. Ja, en in daardie posisie kan jy baie kompensasies en asimetrieë wegsteek. Maar hierdie neutrale, parallelle beleining, wel, dit maak alles sigbaar. So dis 'n eerlike posisie. Daar's nêrens om weg te kruip nie. Presies. Die bron gebruik 'n wonderlike frase. Die oefening vergewe nie benadering nie, maar beloon presisie onmiddellik. Ek hou daarvan. En deur die hakke op die stang te plaas verander die dinamika heeltemal. Jy kan nie meer met die voorkant van die voet kil en stoot nie. Die stabilisering, dit moet nou dieper uit die voet boog en die spiere aan die kant van die onderbeen kom. Hier is waar dit vir my regtig interessant raak. Die onderhoud plaas 'n reuse klem op die voet. Ek dink die meeste mense, myself inkluis, sou dink Pilates gaan net oor die kern, die abs. Ja, en dis 'n deurslaggewende insig. Die voet word beskryf as die fondament van alle posturale organisasie. So as jou fondament skeef is, Gaan die hele gebou skeef wees. Maak nie saak hoe sterk jou kern is nie. Die bron lig spesifiek die fibulêre spiere uit. Sy noem hulle die groot bewakers van stabiliteit. die fibulêre spiere, dis nou nie spiere waaraan jy daagliks dink nie. Glad nie, totdat jy jou enkel lelik verstuit. Dis daardie spiere. Hulle ondersteun die mediale voetboog, hulle beheer die enkel se posisie en keer dat die voet na binne ineenstort. En daar is 'n spesifieke tegniek om hulle te aktiveer. Dis nie net om jou voete parallel te hou nie, né? Glad nie. Dis 'n aktiewe ding. Die bron verwys na 'n triade van ondersteuning. Jy moet 3 fundamentale drukpunte voel. OK. Die basis van die groot toon, die basis van die klein toon en die middel van die hak. Wag, ek probeer dit gou voel. OK, ja, dit voel amper asof ek 'n klein driehoek onder my voet vorm. Presies. Wanneer daardie driehoek aktief is, skep dit wat sy 'n lewende, funksionele voetboog noem. Dis nie 'n rigiede ding nie. So jy moenie jou tone opkrul nie. Nee, dis die fout wat almal maak. Ek het dit nou net gedoen. Dit voel of jy iets moet gryp. Juis. Maar as jy jou tone opkrul, maak jy die voet styf. Die doel is om die tone lank te hou en die werk uit daardie driehoek te laat kom. Sodra daardie ondersteuning verdwyn, dan stort alles in duie. Onmiddellik. Die knie wyk uit, die heup kompenseer. Die hele kinetiese ketting word ontwrig. En ek neem aan daardie kettingreaksies skiet dan reguit op na die heup. Juis presies op die regte spoor. Hierdie posisie forceer die heup om sy ware meganika te openbaar, omdat daai gemak van eksterne rotasie weggeneem is. Die eendvoet. Presies, moet die heup 'n suiwer, gekontroleerde fleksie en ekstensie uitvoer, sonder enige kompensasie. Die doel is 'n gesentreerde heup. Wat beteken dit in gewone taal? 'n Gesentreerde heup. Dink aan die heupgewrig as 'n bal in potjie. Gesentreerd beteken die bal, die kop van jou bobeen, bly mooi in die middel van die potjie. Wat dikwels gebeur is dat die bal vorentoe ineenstort. En dan neem die lae rug oor. En dis waar die pyn begin. Die lae rug neem die lading op wat die heup en die setelspiere veronderstel was om te dra. En dit bring ons by die kern. Die onderhoud praat van die pelvi-abdominale korset.
Dit klink nou veel meer as net 'n six-pack. Absoluut. Dis die diepste laag. Ons praat van die transversale buikspier. Jou diepste buikspier wat om jou middel draai, soos 'n gordel. Soos 'n gordel. Amper soos die liggaam se eie ingeboude gewigoptelgordel. Dis die perfekte analogie. En dan die bekkenwand wat alles van onder af ondersteun. Hierdie korset aktiveer om die lae rug te beskerm wanneer die wa terugkom. En asemhaling is die sleutel. Hoeso? 'n Inasemhaling skep ruimte en 'n beheerde uitasemhaling. Wel, dit trek daai gordel stywer en stabiliseer die hele pelvis. Goed, so as jy eers hierdie basiese beleining onder die knie het, beskryf die bronvariasies. Pulsasies, die gebruik van 'n flexband, is dit net om die oefening moeiliker te maak? Dis soveel meer genuanceerd as dit. Dit gaan nie oor harder werk nie, maar slimmer werk. Hulle verfyn die metodiese beheer. OK, so die kort afstandspulsasies byvoorbeeld. Daai beklemtoon die eksentriese werk. Dis die renaksie van die beweging. So die beheerde terugkeer. Ja, en dis waar jy daai posturale uithou vermoë bou, veral in die fibulêre spiere. Dan is daar die eindafstandspulsasies, wat weer stabiliteit rondom die knieskyf versterk. Baie goed vir mense met patellêre onstabiliteit. En die flexband bo die knie. Ek sien dit oral daar. Wel, die band voeg laterale weerstand by. Dit dwing jou heupabduktors, die spiere aan die buitekant, om heeltyd te werk om te keer dat die knie na binne val. Maar hier's die interessante ding. Dit verhoog ook propriosepsie. Propriosepsie, dis een van daai groot woorde. Wat beteken dit in eenvoudige terme? Dis basies jou brein se bewustheid van waar jou liggaamsdele in die ruimte is, sonder dat jy hoef te kyk. Jou interne GPS. Die konstante spanning van die band gee jou brein duideliker terugvoer. Dit maak die gesprek tussen jou liggaam en jou brein harder en duideliker. Dit laat my dink. Die bron stel dit duidelik dat hierdie oefening net soveel 'n kognitiewe as 'n fisiese oefening is. Dis nie iets wat jy op autopilot kan doen nie. Jy kan absoluut nie. Beweging is fundamenteel neurologies. Dis 'n konstante gesprek. Jou brein kry deurlopend inligting van jou voetsole, jou ligamente, jou spiere. Wanneer jy daarin slaag om daai beleining te handhaaf, Beteken dit jou senuweestelsel het alles reg georganiseer? presies. Jou senuweestelsel het daarin geslaag om verskeie kettinge gelyktydig te harmoniseer. Die doel is nie net krag nie. Dis helderheid, organisasie en doeltreffendheid. Goed, dit is alles fascinerende biomechanika. Maar kom ons bring dit terug na die praktiese. Wat beteken dit alles vir besighede-voorkoming? Dis die miljoen-dollar vraag. Die bron identifiseer 3 hoofareas. Eerstens, enkelverstuikings. Dit help om daai fibulêre spiere weer wakker te maak in 'n veilige, horisontale omgewing. Dit herstel daai propriosepsie. En die ander 2? Ek raai lae rugpyn is een? Jy's reg. Tweedens, lae rugpyn. Dit herleer die natuurlike sinkronisasie tussen die kern en die heupe, wat die limbale ruggraat beskerm. En vir atlete? Juis vir atlete soos dansers of sokkerspelers versterk dit frontale beheer. Dis die vermoë om te keer dat jou knie na binne val tydens dinamiese bewegings, 'n baie algemene oorsaak van kniebeserings. Dit sluit aan by die konsep wat die bron 'n duur beweging noem. Wat word daarmee bedoel? 'n Duurbeweging is een wat meer energie kos as wat nodig is. Want jy kompenseer. Juis, as jou voetboog insak, moet jou quadriceps oortyd werk. Jou lae rug neem spanning op. Dis alles 'n vermorsing van energie. Hierdie oefening leer jou om, soos die bron dit stel, regter te stoot, nie harder nie. Dit herstel jou liggaam se natuurlike doeltreffendheid. So om alles saam te vat, hierdie een oënskynlik eenvoudige oefening is eintlik 'n mikrokosmos van die hele liggaam se meganika. Ja, Weerstelsel vir presiese, doeltreffende beweging. inderdaad. Die onderhoud beskryf dit as 'n manifest van kontemporêre Pilates. Dis intelligent, gestruktureerd en diep respekvol teenoor die liggaam. Dis 'n terugkeer na die essensie, 'n manier om jou liggaam met helderheid en vryheid te bewoon. Dit heropvoed, herorganiseer en verhelder. Presies. Die bron gebruik 'n kragtige analogie en beskryf die liggaam as 'n hangbrug tussen 2 ankerpunte, die voete en die pelvis. Dit laat ons met 'n laaste gedagte vir jou om te oorweeg.
Terwyl jy deur jou dag beweeg, of jy nou loop, in 'n ry staan of by jou lesenaar sit, dink vir 'n oomblik aan jou eie brug. Waar is jou ankerpunte? Is hulle stabiel en goed gevestig? Of is jy, sonder om eers daaraan te dink, voortdurend besig om te kompenseer vir 'n swak skakel iewers in daardie fascinerende ketting?